Terwyl ons die laaste hoofstuk van 2025 binnestap, bly AfriForum onverpoos besig om reg en geregtigheid te bevorder, van die internasionale gesprekke rakende die G20 tot plaaslike sake waar dienslewering, veiligheid en gemeenskapsregte op die spel is. In hierdie uitgawe kyk ons terug na 'n maand waarin die beskerming van eiendomsreg, die bekamping van plaasmoorde, die stryd teen omgewingsmisdade en die versterking van gemeenskapsveiligheid sentraal gestaan het. Die stories wys nie net waar sake skeefloop nie, maar ook hoe gemeenskappe, slagoffers en AfriForum se strukture elke dag saam staan om oplossings te eis, te bou en te beskerm. Ek is Elmarie Gelderblom en welkom by AfriForum in Fokus. In die hooftrekke: die G20 beraad, strafbare manslagsaak teen Gareth Webster uiteindelik na streekshof verwys, eMalahleni munisipaliteit se amptenare moet R650 miljoen boete vir ernstige rioolbesoedeling betaal en 'n nuwe kabeldiefstal opleidingsmodule word vrygestel. AfriForum versoek G20 lande se steun om eiendomsreg te beskerm en plaasmoorde te beveg. AfriForum het die G20 lande versoek om tydens en na die G20 beraad by die Suid-Afrikaanse regering aan te dring op sterker beskerming van eiendomsreg en daadwerklike optrede teen plaasmoorde. AfriForum het skrywes aan ambassades gestuur met oplossings vir beide kwessies. Volgens uitvoerende hoof Kali Kriel het plaasmoorde en die aanvalle op eiendomsreg reeds 'n negatiewe impak gehad, met die FSA wat glo besluit het om die beraad weens hierdie kwelpunte te boikot. Hy meen G20 kan 'n stabiliserende rol speel deur steun te verleen aan pogings om eiendomsreg te beveilig en plaasmoorde te bekamp, iets wat volgens hom ook in die G20 lande se eie belang is, aangesien onsekerheid oor eiendomsreg beleggings afskrik. AfriForum waarsku dat onteiening sonder vergoeding soos moontlik gemaak deur die onteieningswet rampspoedige gevolge vir die land kan hê. Ons stel voor dat onder meer plaasmoorde as prioriteitsmisdaad verklaar word, dat die Kiel de Boer dreensang ondubbelsinnig veroordeel word en dat die polisie sterker met wettige buurt- en plaaswagte saamwerk. Rakende die onteieningswet pleit AfriForum vir die beskerming van eiendomsreg en die wysiging of skraping van bepalinge wat onteiening sonder vergoeding moontlik maak. AfriForum het ook 'n verslag oor minderheidsregtingskendings in Suid-Afrika gepubliseer. Diplomatieke krisis met FSA is in niemand se belang nie. AfriForum waarsku dat die huidige diplomatieke spanning tussen Suid-Afrika en die FSA skadelik is vir almal in die land. En volgens ons kan dit voorkom gewees het as die ANC leierskap hul waarskuwings en oplossingsvoorstelle vroeër ernstig opgeneem het. Kali Kriel, uitvoerende hoof van AfriForum, meen dat die regering se optrede en retoriek van kontroversiële ontmoetings tot anti-Amerikaanse uitsprake tot die krisis bygedra het. Kriel sê Trump se jongste kommentaar oor plaasmoorde en eiendomsreg beklemtoon die noodsaak vir daadwerklike stappe en AfriForum herhaal hul voorstelle aan die regering. Van die prioritisering van plaasmoorde en sterker samewerking met wettige buurt- en plaaswagte tot die beskerming van eiendomsreg deur veranderinge aan die onteieningswet. AfriForum benadruk dat ons steeds bereid is om oplossings te help vind in die belang van almal in Suid-Afrika. Ramaphosa is verantwoordelik vir wrywing met FSA. AfriForum meen dat president Cyril Ramaphosa en ANC-leiers se optrede direk bydra tot die verswakking van Suid-Afrika se verhouding met die FSA. Ons sê Ramaphosa probeer die skuld afskuif deur die diplomatieke spanning as disinformasie af te maak, eerder as om sy eie beleidskeuses te erken. Volgens Kali Kriel hou die krisis eerder verband met Ramaphosa se ondertekening van die onteieningswet en Bela-wet en sy weiering om Kiel de Boer te veroordeel. Kwessies wat volgens AfriForum 'n negatiewe sein aan die FSA stuur. Hy wys ook daarop dat daar geen bewyse is vir Ramaphosa se beweringe oor disinformasie nie. AfriForum sê hulle is bereid om konstruktief te help om die verhouding met die FSA te verbeter, maar dat voorstelle aan Ramaphosa herhaaldelik geïgnoreer is. Tshwane Metro nog 'n knou oor stadreinigingsheffing toegedien. Betaal geld terug, eis AfriForum. AfriForum eis dat die Tshwane Metro onmiddellik die onregmatige stadsreinigingsheffing wat die afgelope maande ingevorder is, terugbetaal, anders wag verdere hofaksie. Dit volg nadat die Hooggeregshof die metro weer in die hof gekap het en bevestig het dat die heffing onwettig is en nie gehef mag word terwyl die appel nog hangende is nie.
Volgens Arno Rood, AfriForum se distrikskoördineerder, is dit 'n groot oorwinning vir Pretoria se inwoners. Die hof het bevind dat die metro die vorige bevel geïgnoreer het en selfs inwoners geïntimideer het met dreigemente van diensonderbrekings en skuldinvordering. Die hof het die metro se optrede as onregmatig en in stryd met sy grondwetlike plig beskryf. AfriForum dring daarop aan dat die metro onmiddellik ophou om die heffing te hef, alle ingevorderde bedrae terugbetaal en die hofbevel sonder verdere uitstel nakom. Ons sê dit gaan nie net oor 'n tarief nie, maar oor beskerming teen magsmisbruik en behoorlike munisipale bestuur. Bestuurder in dodelike ongeluk sal uiteindelik in streekshof vervolg word. Meer as 14 maande nadat die nasionale vervolgingsgesag besluit het om Gareth Webster op 'n aanklag van strafbare manslag te vervolg, is daar uiteindelik besluit dat die saak in die streekshof aangehoor sal word. 'n Hofdatum moet egter nog bepaal word. Die saak volg op 'n ongeluk in November 2022 op Swartvleistrandweg naby Sedgefield, waarin Danielle van Jaarsveld gesterf het toe Webster se Audi SQ5 reg van voor met haar Kia gebots het. Webster het sonder ernstige beserings oorleef, maar van Jaarsveld se passasier is ernstig beseer. AfriForum se privaat vervolgingseenheid, wat van Jaarsveld se suster Desiree Keating bystaan, het die afgelope jaar druk geplaas op die NVG oor die langdurige vertraging. Keating sê haar familie hoop dat die saak uiteindelik geregtigheid sal bring. Volgens Barry Bateman van die eenheid wys hierdie vertraging waarom die publiek se vertroue in die strafregstelsel afneem. Vir meer as 'n jaar het die dossier onverklaarbaar gelê terwyl die familie gesmeek het dat die saak voortgang, sê hy. eMalahleni amptenare moet prys betaal vir omgewingsmisdade, nie inwoners nie. AfriForum verwelkom die vervolging van ernstige omgewingsmisdade soos die deur die eMalahleni plaaslike munisipaliteit, maar waarsku dat die R650 miljoen boete uiteindelik deur inwoners betaal sal word, nie deur die amptenare wat jarelank rioolbesoedeling toegelaat het nie. Die Hooggeregshof in Mpumalanga het die munisipaliteit skuldig bevind aan oortredings van die Nasionale Omgewingsbestuurswet en die Nasionale Waterwet, nadat rou riool tussen 2019 en 2025 in onder meer die Olifantsrivier gestort is. Die hof het gelas dat R500 miljoen teen 2031 aan rehabilitasie en infrastruktuurherstel bestee moet word, alles uit die bestaande munisipale begroting. Volgens Maree de Waal, AfriForum se omgewingsraadgewer, is dit onaanvaarbaar dat inwoners nou nog verder benadeel word. Hulle het reeds die gevolge van die besoedeling verduur en moet nou 'n reeds oorbelaste begroting finansier om die skade te herstel. AfriForum beklemtoon dat die werklike skuldiges, die nalatige amptenare, gestraf en uit hul poste verwyder moet word om aanspreeklikheid te verseker. Ons sal aanhou druk uitoefen om te voorkom dat eMalahleni se inwoners weer vir die munisipaliteit se wanbestuur opdok. AfriForum geskok oor DA-minister en DBO se planne om oudmodel C-skole eerste met Bella te teiken. AfriForum het sy skok uitgespreek nadat dit tydens 'n portefeuljekomitee sitting bekend geword het dat die minister van basiese onderwys, Siviwe Garube, en haar departement glo ou model C Afrikaanse skole eerste wil teiken om hul taalbeleid te verander. Volgens Alana Bailey, AfriForum se hoof van kultuursake, bots hierdie stap met die minister se openbare steun vir moedertaalonderrig en bevestig dit dat die agenda teen enkelmedium Afrikaans skole voortduur. AfriForum en die Solidariteit Beweging wag al byna 'n jaar op die beloofde regulasies oor taalbeleid wat die misbruik soos die teiken van Afrikaanse skole sou voorkom. Maar daar is nog geen vordering nie. Bailey wys daarop dat Afrikaanse skole goed presteer danksy moedertaalonderrig en dat ouers groot finansiële bydraes lewer, maar steeds aan politieke druk onderwerp word. Sy doen 'n beroep op die departement om sy agenda teen Afrikaans te laat vaar en funksionele skole meer autonomie te gee, sodat leerders van alle taalgemeenskappe toegang kan hê tot gehalte moedertaalonderrig. AfriForum brei veiligheidsopleiding uit met nuwe module om kabeldiefstal te bekamp. AfriForum het 'n nuwe opleidingsmodule bekendgestel om sy 177 buur- en plaaswagte beter toe te rus in die bekamping van kabeldiefstal. Die module bied praktiese riglyne oor identifisering, aanmelding en hantering van sulke voorvalle, asook samewerking met wetstoepassers en 'n oorsig van relevante wetgewing.
Kabeldiefstal is ekonomiese sabotasie wat die hele gemeenskap benadeel, sê Jacques Broodryk, AfriForum se hoofwoordvoerder vir gemeenskapsveiligheid. Hy beklemtoon dat gesteelde koper kritieke dienste ontwrig en groot sosio-ekonomiese skade aanrig. Die nuwe module sluit aan by AfriForum se reeks gespesialiseerde opleidingsprogramme, waaronder reaksie op geweldsmisdade, radiokommunikasie en die voorkoming van plaasaanvalle. Volgens Broodryk versterk gestruktureerde opleiding die professionalisme en doeltreffendheid van vrywilligers, terwyl hulle binne die wet en in samewerking met owerhede optree. AfriForum beoog om voort te gaan met die uitrol van verdere modules om sy landwyse veiligheidsnetwerk nog te versterk. So is regte van Suid-Afrikaanse minderheidsgroepe in 2025 geskend, wys jongste AfriForum verslag. AfriForum het sy nuwe Die Wêreld Moet Weet verslag bekendgestel, waarin ons aan die hand van bronne dokumenteer hoe Afrikaners en ander minderhede in 2025 geteiken, gediskrimineer en uitgesluit is. Die verslag toon 'n verdere verslegting in minderheidsregte met toenemende rasse-diskriminerende beleid, bedreigende eiendomsregte, eskalerende aanhitsing van rassehaat deur politici, druk op regeringskritici en die marginalisering van minderhede se erfenis en onderwys. Die verslag is aan G20 ambassades, die VN se forum oor minderheidskwessies en verskeie EU-instellings oorhandig, saam met die Malema dossier. Volgens Ernst van Zyl, AfriForum se hoof van openbare betrekkinge, dien die verslag as teenvoeter vir die regering se ontkenning en sensuur. Hy versoek die publiek om dit wyd te versprei. Die verslag is beskikbaar by www.diewêreldmoetweet.co.za. Verenigde Nasies. AfriForum plaas kollig op SA regering se menseregte skending teen minderhede. AfriForum het Vrydag 28 November aan die Verenigde Nasies se 18de sitting van die Forum vir Minderheidsaangeleenthede deelgeneem. AfriForum se hoof van openbare betrekkinge, Ernst van Zyl, het AfriForum se nuwe Die Wêreld Moet Weet verslag se bevindinge in 'n mondelinge voorlegging by die VN-forum aangebied. Hy het ook 'n kopie van die verslag aan die VN se spesiale rapporteur van minderheidskwessies, Prof Nicolas Lefrat, oorhandig. AfriForum se verslag en internasionale veldtog fokus op kwessies wat minderhede soos die Afrikaners affekteer, insluitend die sing van die Kiel die Boer dreensang, plaasmoorde, die onteieningswet, aanhitsing tot geweld teen minderhede en aanvalle teen minderhede se erfenis en taal. Volgens Van Zyl is die VN se hoë kommissaris vir menseregte se inleidende opmerkings dat regerings gereeld minderhede die sondebokke vir hul mislukkings maak. Baie relevant tot die SA regering se huidige gedrag. Die ANC se desperate intimidasie, swartsmeer en sensuurtaktieke het misluk in hul pogings om AfriForum te mylband. Die waarheid is nie bang om in die kollig geplaas te word nie, sluit Van Zyl af. Zuma ontduik weer verantwoording na kommissaris van korrektiewe dienste AfriForum se regskostes dek. AfriForum het meer as R280.000 van die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste ontvang vir regskostes wat in 2021 aan die organisasie toegeken is oor die onregmatige toekenning van mediese parol aan oud-president Jacob Zuma. Alhoewel Zuma saam met die kommissaris vir die koste aanspreeklik was, het hy geen bydrae gemaak nie. 'n Verdere byna R35.000 is deur die DKD betaal vir koste in die konstitusionele hof, terwyl sowat R170.000 nog uitstaande is vir regskoste in die hoogste hof van appel. Volgens AfriForum se Louis Boshoff is dit positief dat uitsprake nagekom word, maar teleurstellend dat Zuma steeds geen verantwoordelikheid dra nie. Boshoff sê AfriForum sal voortgaan om Zuma aanspreeklik te hou in elke saak waar regskostes uitstaande is. AfriForum eis ingryping na waterrade wys op ineenstorting wat watertariewe sal verhoog. AfriForum waarsku dat die onlangse voorlegging deur verskeie waterrade wys op 'n waterstelsel wat deur munisipale verval, massiewe lekkasies en swak finansiële bestuur geknou word en dat gemeenskappe uiteindelik die prys betaal in die vorm van hoër tariewe. Ons munisipaliteite verloor enorme hoeveelhede water, onderhou nie infrastruktuur nie en betaal dikwels nie rekeninge nie, wat groot druk op waterrade se finansies plaas.
Lambert de Klerk van AfriForum sê, hierdie verval dwing waterrade om in 'n toestand van konstante krisisbestuur te funksioneer, terwyl tariewe jaarliks styg om verliese en verouderde infrastruktuur te probeer dek. Hy waarsku dat die situasie 'n sistemiese ineenstorting weerspieël, gedryf deur politieke inmenging en 'n totale gebrek aan verantwoordbaarheid. AfriForum doen 'n beroep op die tesourier en die Departement van Water en Sanitasie om dringend in te gryp, lekkasies as prioriteit aan te spreek en sterk openbare verantwoordbaarheid af te dwing. Ons vra ook dat gemeenskappe en erkende privaat loodgieters toegelaat word om lekkasies en rioolprobleme te herstel waar munisipaliteite misluk. AfriForum eis dat munisipale amptenare persoonlik verantwoordelik gehou word na OG ineenstorting van waterdienste bevestig. AfriForum reageer met ernstige kommer nadat die ouditeur-generaal bevestig het dat Suid-Afrika se waterkrisis hoofsaaklik spruit uit die verval van munisipale bestuur, nie uit droogte of klimaatsverandering nie. Die OG se verslag wys dat 83% van waterdienste owerhede wesenlike nie-nakoming toon, terwyl meer as die helfte swak audituitslae ontvang het. Daarby is finansiële verliese van meer as 1,7 miljard rand blootgelê. Volgens AfriForum se Lambert de Klerk bevestig die bevindings jare se waarskuwings. Munisipaliteite bestuur nie waterbronne, infrastruktuur of begrotings behoorlik nie. Miljarde word op watertankwaans spandeer, 'n stelsel wat volgens AfriForum korrupsie, sabotasie en sogenaamde watermafias aanmoedig, eerder as om werklike oplossings te bied. Die verslag toon ook groot agterstand in infrastruktuurprojekte, gebrekkige instandhouding, wydverspreide lekkasies en die afwesigheid van basiese planne om waterstelsels te bestuur. De Klerk sê dit dui op stelselmatige wanbestuur, nie toevallige foute nie. AfriForum stel daarom 'n 5-punt plan voor. Munisipale amptenare moet persoonlik aanspreeklik gehou word. Provinsiale en nasionale ingryping moet volg waar munisipaliteite misluk. Strafregtelike vervolging moet toegepas word. Die fokus moet verskuif van watertankwaans na die herstel van infrastruktuur en 'n nasionale instandhoudingsstrategie moet ingestel word. Intussen beloof AfriForum om voort te gaan met watergehalte toetse, die blootstelling van wanpraktyke en die ondersteuning van gemeenskappe met alternatiewe waterbronne. De Klerk waarsku dat die OG se verslag 'n laaste wekroep is, sonder aanspreeklikheid van gevolgskaalse waterdienste ineenstorting. AfriForum gaan strafregtelike klag teen Nkabinde indien weens valse beweringe van komplot. AfriForum beoog om strafregtelike klagte teen Cedric Nkabinde, staatshoof van minister Senzo Mchunu, in te dien na sy beweringe voor 'n parlementêre komitee dat AfriForum glo aan 'n komplot teen die voormalige polisiekommissaris Komotso Palane deelgeneem het. Die organisasie ontken die beweringe ten sterkste en herinner daaraan dat die lewering van vals getuienis voor die parlement strafbaar is. Volgens uitvoerende hoof Kali Kriel is Nkabinde se getuienis vol teenstrydighede en feitelik onmoontlik. Hy beweer die beweerde vergadering sou plaasgevind het nadat Palane reeds uit sy pos ontslaan is. Kriel sê verder dat Nkabinde nie eens 'n naam kon gee van die sogenaamde AfriForum verteenwoordiger wat glo by die komplot betrokke was nie. AfriForum oorweeg daarom strafregtelike stappe en daag Nkabinde uit om 'n leenverklikkerstoets saam met Kriel te ondergaan. Afwenteling van polisieeringsmag nou noodsaaklik om risiko van politieke inmenging in SAPD te beperk. AfriForum sê die jongste misdaadstatistiek wys duidelik dat dit tyd is om polisieeringsmag na provinsies af te wentel om politieke inmenging in die SAPD te beperk. Ons verwelkom waarnemende minister van polisie se erkenning dat politieke inmenging reeds groot skade aan die polisiediens berokken het en dat 'n professionele apolitieke diens dringend nodig is. Volgens Jacques Broodryk, AfriForum se woordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, is afwenteling een van die doeltreffendste maniere om magsmisbruik hok te slaan, reaksietye te versnel en plaaslike misdaadneigings beter aan te spreek. Hy sê gemeenskapsinisiatiewe soos AfriForum se 177 buurtwagte wys reeds hoe sterk plaaslike betrokkenheid kan wees en dat 'n gedesentraliseerde stelsel hierdie impak verder sal vergroot. AfriForum veroordeel Gauteng se departement van vervoer se voorneme om nuwe nommerplate sonder enige koste aanduiding in te stel.
AfriForum kritiseer die Gautengse Departement van Vervoer omdat hulle nie kan sê wat die provinsie se nuwe nommerplaatstelsel motoriste gaan kos nie. Dit volg nadat AfriForum 'n PAIA versoek ingedien het om die beoogde koste, herregistrasieproses en tydlyne te verkry, maar die departement na 3 maande geen duidelike antwoord hieroor kon gee nie. Met die loodsprojek wat binnekort eindig, weet Gauteng se voertuigeienaars steeds nie hoeveel die nuwe plate wil uit die sak gaan jaag nie, of hoeveel tyd hulle vir die oorskakeling sal kry nie. Volgens AfriForum se Louis Boshoff is dit onaanvaarbaar dat miljoene inwoners sonder basiese inligting gelaat word, veral te midde van ekonomiese druk. Hy sê daar is ook geen bewys dat die voorgestelde veiligheidskenmerke misdaad sal verminder nie. AfriForum eis dat die projek uitgestel word totdat die regering duidelike koste, beplanning en motivering kan verskaf. Uitspraak voorbehou in saak oor SAMRK magte. AfriForum se regspan het in die konstitusionele hof aangevoer dat die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie se aanbevelings nie outomaties bindend is nie. Die organisasie meen dat die SAMRK moet eerder samewerking tussen partye bevorder en dat aanbevelings slegs afdwingbaar raak wanneer 'n hof dit bekragtig. Uitspraak is voorbehou. Die saak volg nadat die SAMRK aangevoer het dat sy bevindinge dieselfde regswerking as hofuitsprake het. AfriForum verwys egter na artikel 184(2)b van die Grondwet wat wel herstelmaatreëls toelaat, maar nie bindende direktiewe nie. Die organisasie tree as amicus curiae op in 'n geding tussen die SAMRK en Agrodata na 'n reeks uitsprake waarin howe bevestig het dat die kommissie se bevindinge nie afdwingbaar is sonder 'n hofbevel nie. Die dispuut spruit uit 'n bevinding dat grondbesetters gratis toegang tot boorgatwater op die Doringhoek moet kry, iets wat beide die Hooggeregshof en die Hoogste Hof van Appel ongeldig verklaar het. Louis Boshoff van AfriForum sê die saak is belangrik om te keer dat die SAMRK magte toeëien wat die grondwet nie toeken nie. AfriForum verwelkom Sanparks se verwerping van voorgestelde naamsverandering vir Kruger Wildtuin. AfriForum verwelkom die uitvoerende hoof van Sanparks se duidelike stelling dat die Kruger Wildtuin se naam nie verander sal word nie. Haar uitspraak bevestig wat AfriForum van die begin af voorgehou het, dat die Kruger Wildtuin 'n erfenisskat van enorme waarde vir Suid-Afrika is en dat pogings om die naam te verander wettiglik ongegrond, verdelend en skadelik is. Dis 'n oorwinning vir die oppergesag van die reg en vir gesonde verstand, sê Maree de Waal, AfriForum se adviseur vir omgewingsake. Dit wys dat opportunistiese politici nie bloot amptelike prosesse kan omseil of nasionale erfenis vir politieke punte kan gebruik nie. Intussen is AfriForum se onlangse petisie teen die Kruger Wildtuin se voorgestelde naamsverandering ook deur meer as 1100 mense onderteken. AfriForum hoop dat Sanparks se ferm standpunt die saak eens en vir altyd tot rus sal bring, sodat die aandag kan terugkeer na die werklike uitdagings wat bewaring, toerisme en gemeenskapsontwikkeling om die Kruger Wildtuin in die gesig staar. AfriForum eis dringende antwoorde van Gauteng Onderwysdepartement oor disfunksionele plasingsstelsel. AfriForum dring daarop aan dat Gauteng se ALR vir onderwys 'n volledige vorderingsverslag oor 2026 skoolplasings publiek maak na volgehoue probleme met die provinsie se aanlyn plasingsstelsel. Honderde ouers kla dat hul kinders nog nie vir graad 1 of 8 geplaas is nie. In 'n tweede prokureursbrief eis AfriForum ook 'n plan om die stelsel permanent te stabiliseer. Ons sê die ALR vir onderwys het vroeër gerusgestel dat plasings teen einde November afgehandel sou wees, maar die belofte het nie gerealiseer nie. 'n Beplande mediakonferensie op 30 November is boonop onverwags gekanselleer sonder verduideliking. Met die Desembervakansie wat om die draai is, waarsku AfriForum dat voorbereiding vir 2026 in gedrang is. Karin Bloem sê die gebrek aan kommunikasie laat ouers radeloos. Ons vra ook bewyse dat die diensverskaffer betaal is na gerugte dat uitstaande betalings die tegniese probleme veroorsaak. AfriForum stel jongste vakansieveiligheidsgids bekend om gesinne teen seisonale misdaad te beskerm. AfriForum het sy nuutste vakansieveiligheidsgids bekend gestel om gesinne te help om veilig te bly tydens die Desember en Januarie feestyd, wanneer misdaad jaarliks skerp toeneem.
Volgens Jacques Broodryk van AfriForum se gemeenskapsveiligheid gaan misdadigers nie met vakansie nie en gemeenskappe raak oor hierdie tyd vinnig kwesbaar. Die gids bied praktiese wenke oor padveiligheid, jou regte by padblokkades, die beveiliging van jou huis, kinderveiligheid, plaasveiligheid en die hantering van eiserpenlokvalle. Daar is ook algemene raad oor persoonlike veiligheid en groter situasiebewustheid. AfriForum moedig die publiek aan om die gids te gebruik en te deel as deel van 'n gesamentlike poging om gemeenskappe veiliger te maak. Die volledige gids is gratis op ons webtuiste beskikbaar. AfriForum beklink mylpaal oorwinning. Hof bekragtig nuwe bindende tydlyne. AfriForum het 'n belangrike oorwinning in die Noord-Gautengse Hooggeregshof behaal toe regter Etienne Labuschagne bindende wettige tydlyne vir alle toekomstige munisipale kragtariefaansoeke bevestig het. Dit volg na sy vorige bevinding dat NERSA se goedkeuringsprosesse sonder behoorlike kostestudies en openbare deelname ongrondwetlik is. Die hof het nou vaste jaarlikse sperdatums opgelê. Eskom met sy ERDSA aansoek teen 31 Augustus indien. NERSA moet teen 31 Januarie die groothandelprys aan munisipaliteite kommunikeer. Munisipaliteite moet hul tariefaansoeke teen 20 Maart indien en NERSA moet teen 5 Mei finale besluite publiseer saam met redes. Alle tariefaansoeke en kostestudies moet ook openbaar wees en geen afwyking van die hofbevel is sonder hofgoedkeuring toelaatbaar nie. Volgens Mornay Mostert van AfriForum herstel die uitspraak deursigtigheid en beskerm dit verbruikers deur 'n einde te maak aan jare se wanpraktyke waar prosesse laat, onvolledig of ondeursigtig was. Dit bou voort op AfriForum se 2024 oorwinning wat reeds vereis het dat tariefbepalings op volledige kostedata moet berus. Mostert sê die nuwe regime verseker dat die publiek betyds en werklik kan deelneem aan besluite oor kragtariewe, 'n belangrike mylpaal vir elektrisiteitsverbruikers landwyd. Ons sluit af met vermaaklikheidsnuus. The Jungle Book swaai Pretoria toe. Na 'n trefferseisoen in Johannesburg kom The Jungle Book vroeg volgende jaar na AfriForum Theater, waar dit van 25 Maart tot 5 April 2026 aangebied word. Die produksie bied 'n vars stedelike herverbeelding van die klassieke verhaal met kreatiewe stylontwerp, energieke koreografie en oorspronklike musiek wat gehore van die eerste oomblik af insuig. Met hoë produksiewaarde en gesinsvriendelike avontuur beloof The Jungle Book om jonk en oud te betower. Dit is vir AfriForum Theater 'n voorreg om so gehalte produksie te verwelkom, sê Marnay Jooste, bemarkingsbeampte. Kaartjies is beskikbaar by afriforumtheater.co.za. Amanda Strydom eersdaags in The Incredible Journey of Tinkerbell van Tonder by AfriForum Theater te sien. Amanda Strydom keer op 31 Januarie om 7 uur terug na AfriForum Theater met haar bekroonde musiekverhaal The Incredible Journey of Tinkerbell van Tonder, saam met Koenraad Raal op klavier. Die produksie geskryf en opgevoer deur Strydom vertel die reis van Isabella, Tinkerbell van Tonder, 'n storie vol pyn, humor, hoop en uiteindelike tuiskoms, verweef met musiek en tale van die Suiderland. Die vertoning het reeds groot lof ontvang en 2 toonaangewende teatertoekennings ingepalm. Die Woordtrofee vir beste musiekproduksie 2024 en die Aardklop toekenning vir beste musiekgedrewe produksie 2025. Die poëtiese en kragtige produksie is egter vir volwassenes bedoel, geen onder 15s nie. Na mate ons uiteindelik aan die einde van die jaar staan, wil AfriForum elke lid, ondersteuner en gemeenskapsvernoot bedank vir hul volgehoue betrokkenheid. Mag hierdie feestyd vir jou en jou geliefdes 'n tyd van rus, vrede en nuwe energie wees. Ons wens jou 'n geseënde Kersgetyd toe, 'n heerlike en welverdiende vakansie en bovenal 'n veilige terugkeer in die nuwe jaar. Dit is al van ons kant af. Raak deel van die oplossing en sluit aan by AfriForum.